geriewe kruis, waar my heiland bewys, die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan, en die vyand verslaan, daar word ek van sonde gered. By die kruis wil ek bly, door die stryd hier benee is volstryd, tot ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. By die ruwe kruis sal ons loflied verrys, tot eenmaal daar voor om die troon. Want eens is ons thuis in die Vader se huis, dan verwissel ons kruis met 'n kroon. By die kruis wil ek bly, tot die stryd hier benee is volstryd, tot ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. Die tweede laaste lied is dan lied 241, Troue Here van my lewe. God by wie ek vrede vind. Hy het al my skuld vergewe en daarom kan ek vandag ook nagmaal gebruik, dankbaar omdat ek leef as sy kind. Die woord van die Here sê vir ons, dat hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, God wat was en wat is en wat eendag weer sal kom, die Almagtige. Daarom geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees in jou lewe.
Amen. Kom ons antwoord die Here. Ek sê weer, ons fokus is op die kruis, op Jesus Christus wat die nagmaal ingestel het, en daarom sê ons ook in die Gees vandag, ons aanskou die Heiland, ons sien die kruis. 'n Baie pragtige lied, ons sing vers 1, 3 en 4, aanskou die Heiland, sien die kruis. Aanskou die Heiland, sien die kruis, die hemelvors veragter gehuis. Vir my het hy hom daar laat hang, hy leef, hy sterf in my belang. Vir al my skuld het hy betaal, vir my in alle angs gedaal. Sy kruis, sy liefde onbegrens, ontsluit in my 'n nuwe mens. Om kan ek nou met vreugde dien, in ruimte deel, sy kruis voorsien. 'n liefde so volmaak en vry, hy's alles, alles ontvang my. Ons raak stil voor die Here, ons kom buig voor hom, ons kom buig voor die kruis, en ons bely Jesus, wat alles vir ons volbring het. Ons almagtige God, ons Hemelvader, U sien ons vandag raak, waar ons as gemeenskap van gelowiges bymekaar is, om die heilige nagmaal tot eer van U naam te vier. Jesus Christus, U Seun, baie dankie dat U na die aarde toe gekom het, die lydingsweg geloop het, aan die kruis gesterf het, en gesê het, alles is volbring. Daarom is U die weg, die waarheid en die lewe, sodat ons deur die kruis as die poort, die ewige lewe kan beerwe, en in die oorwinning kan leef, saam met U, tot in alle ewigheid. Baie dankie, Heilige Gees, dat U op hierdie aarde uitgestort is, hier teenwoordig is, en in ons lewe woon en werk, sodat ons U wil kan soek en dit kan doen. Here Jesus Christus, ons vra, dat U elkeen van ons vandag sal rig, en sal laat fokus op die kruis. Ja, Here, sodat ons alles wat van buite af ons gedagtes kan besoedel, een kant toe skuif, sodat ons net vandag kan sê, heilig, heilig, heilig is die Here ons God, driemaal heilig, Vader, Seun, Heilige Gees. En Here, dat ons vandag ook deur die Gees in waarheid sal staan, U woord in waarheid sal verkondig, en in waarheid sal leef in woord en daad. Dankie dat ons ook hoor en ervaar, dat U palmsbediening seën, dat dit 'n heilige offer aan U is, dat U ons seën in ons lewe, hier by die Palms aftreeoord, en weier is dit, ook buite die grense van die aftreeoord. Ja, Here, dat U koninkryk so uitgebou en opgebou word. Ons bid, Here, dat U die heilige nagmaal vandag aan ons lewens sal seën, tot versterking van ons geloof, tot eer van U naam, wat dit self ingestel het. En nou wil ons bid, Here, om net te kan sê, spreek, Here, U is aan die woord, deur U woord, deur U Gees,
uitgestort oor elkeen se lewe, oor die nagmaal en tot eer van U naam. Ons bid dit met 'n dankbare hart vir al die seëninge wat U vir ons gee, dat ons ook soos U woord in Paulus kan sê, tot hiertoe het die Here ons gelei. Amen. Die woord van die Here kom vandag na ons toe, Jesaja 53 vers 4 en dit word dan bevestig in 1 Petrus hoofstuk 2. Jesaja 53 vanaf vers 4 is 'n profetiese heenwysing na die Here om te kan sê, tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Ja, hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het 'n straf gekry by goddeloses. Hy was by die sondaars in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. En dan word dit bevestig en herhaal in 1 Petrus 2 vanaf vers 22. Ek lees dit net om die herhaling dan ook net met u te deel. 1 Petrus 2 vers 22. Net voor vers 22 staan daar geskrywe, juist hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Tot sover die woord van die Here. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is die tema vandag. Mag die Here sy woord en ook die verkondiging van sy woord aan ons harte heilig, dat dit tot seën vir ons lewe is. Ons vier vandag die heilige nagmaal. En ek sê die heilige nagmaal omdat die Here dit ingestel het as 'n heilige nagmaal. En dis 'n heilige nagmaal soos wat Jesus dit vir ons die opdrag gegee het en dit self ook ingestel het. En daarom begin die nagmaalsformulier dan ook met hierdie instellingswoorde wat ek nou met u gaan deel, waar hier geskrywe staan in die nagmaalsformulier, die eerste paragraaf, die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis.
Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Tot my gedagtenis, en totdat hy kom. En dit is veral hierdie twee sinne van die instellingswoorde van die Here oor die nagmaal, wat baie toepaslik is op ons eie lewe, en hoekom ons nagmaal vier vandag. Die Here self het gesê, gebruik dit elke keer tot my gedagtenis, wat dan ook beteken dat die Here vir ons in die gees terugvat na die kruis, om te kan sê, in die gees staan ons vandag voor die kruis van Jesus Christus. Die tweede belangrike gedagte in die instellingswoorde is elke keer wanneer julle van die brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En dit is dan die verkondiging van die Here se wederkoms. Met ander woorde, vandag staan ons in hierdie tyd tussen die fokus op die kruis van die Here en waar die Here sê, gebruik die nagmaal dan ook totdat die Here eendag op die wolke weer gaan verskyn. En dit, geliefdes in die Here, is dan die eindtyd, om te kan sê, van Jesus se kruisdood tot en met sy wederkoms, staan ons in die eindtyd. Die tyd waar die Here gesê, ek is gekruisig, opgestaan, opgevaar na die hemel, en ek sal eendag weer op die wolke verskyn om alles nuut te maak. En in hierdie eindtyd sien ons die tekens van die tye, maar ons sien vandag ook die heilige tekens van die nagmaal, die brood en die wyn, waar die Here sê, dit is om julle gefokus op die Here te hou, dit is om julle op koers te hou. Gebruik hierdie nagmaal in 'n verwagting dat die Here ook eendag dan ook op die wolke sal verskyn. Daarom is dit belangrik dat ons gereeld nagmaal sal vier, om te kan sê, Here, dit is U wat dit ingestel het. Dit is hierdie bakens op ons geloofspad, waar U vir ons sê, hou koers op die pad waarmee julle tot hier toe gekom het, soos wat Paulus sê. En dan sê die nagmaalsformulier baie duidelik, dat ons vier nie die nagmaal uit 'n gewoonte nie, ook nie met 'n bygeloof nie. En ek dink dit is baie maklik, dat ons miskien in 'n gewoonte kan ontaard om te kan sê, ja, vandag is maar net weer nagmaal. Maar die Here sê vir ons kom op en ons sê, ons kom vier die heilige nagmaal, nie uit gewoonte nie. Al ken ons die nagmaalsformulier, al weet ons, wat is die instellingswoorde, al het ons al baie keer, by herhaling nagmaal in ons lewe gebruik, sê die Here, dit bly 'n heilige nagmaal, en dit moet nooit maar net 'n gewoonte of 'n bygeloof in ons lewe word nie. En daarom is die belangrike vraag van nagmaal, wat die Here vandag vir elkeen van ons deur die Gees vra en deur sy woord, hierdie vraag, wat beteken die heilige nagmaal vir jou in jou geloofsverhouding met die Here? Vandag moet jy ook voor die Here rekenskap kan gee oor jou lewende verhouding met die Here. Om te kan sê, Here, ek antwoord in die geloof, in waarheid en in die lig, op dit wat nagmaal vir my beteken in my lewe, en al beteken het, maar ook vandag, om te kan sê, Here, vandag se nagmaal het ook 'n betekenis vir my geestelike lewe, vir my geloofslewe en vir my lewe van heiligmaking. Wat verander in jou geestelike lewe nadat jy die heilige nagmaal dan ook saam met die Here en saam met mekaar dan ook gevier het? En dan baie belangrik, het ons nie net die instellingswoorde van die Here gelees oor die nagmaal nie, maar die tweede belangrike vraag, die eerste vraag soos ek gesê het is, wat beteken die nagmaal vir jou in jou geloofslewe? Is die tweede vraag, hoe het ons onsself ook voorberei vir vandag se nagmaal gebruik? En daarom deel ek met julle die laaste gedeelte van die nagmaalsformulier wat dit duidelik uitspel. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onsself in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink,
sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes, want daar is sondes waar ons met ons gedagtes, met ons woorde, met ons dade oortree. Daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortredings vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens dan ook te lewe. Dit beteken dat ons onsself moes ondersoek, introspeksie moes hou oor ons eie lewe, veral hierdie week wat verby is. Daarom kondig ons vroegtydig af dat dit vandag ook die heilige nagmaal is, om dan ook te kan sê, is ek geestelik voorberei om die heilige nagmaal te gebruik, sodat ek nie 'n oordeel oor myself moet eet en moet drink nie. Dit beteken dat ek voor die Here gaan staan en sê, Here, dis 'n pad wat ek loop hierdie week na die nagmaaltafel toe, om voor U in die Gees te kom staan, en te kan sê, heilig die nagmaal aan my lewe, sodat ek heilig kan wees voor U. En daarom miskien 'n kritiese vraag, waarop ons 'n eerlike antwoord kan gee, het ons onsself in hierdie week wat verby is, ook voorberei om die heilige nagmaal vandag te kan gebruik. Ons wat meer senior in jare is, ken die ou gebruik van die tyd toe ons nog jonger was. Toe was daar eintlik 'n nagmaalsnaweek, om te kan sê, jy het 'n voorbereidingsdiens gehad, jy het die nagmaal gehad en die nabetragting. Toe het so 'n bietjie geskuif na die eerste diens was 'n voorbereidingsdiens, dan die nagmaalsdiens, en die volgende Sondag was dit dan die nabetragting gewees, om vir die Here dankie te kan sê. Ja, baie dinge het verander, maar nog steeds staan ons voor die Here om te kan sê, Here, ek staan met 'n oop hart, 'n oop siel, 'n oop gemoed voor U, om te kan sê, Here, hier is ek. Ek kom na die tafel van die nagmaal toe, om dan ook die tekens van die brood en die wyn, dan ook saam te kom deel met U en met medegelowiges. Die heilige nagmaal bring jou dus vandag en deur die week reg voor die kruis van Jesus Christus, voor die kruis en aan die tafel van die nagmaal, saam met Jesus, waar hy saam met ons vandag hierso sit. Daarom kom kniel ons voor die kruis. Ons kom sê, Here, soos wat Romeine 12 vers 1 sê, ek kom gee myself vandag weer aan U as 'n lewende en 'n heilige offer, wat vir U aanneemlik is. Aanneemlik. Here, want ek is eerlik met myself, ek is eerlik met U. Ek gee myself as 'n heilige offer voor U, omdat U as die Lam van God dan ook die heilige offer gegee het vir ons aan die kruis. En daarom bring ons hele lewe in toewyding aan die Here. Een vrou in Namibië het dit so mooi dan ook uitgedruk om te kan sê, Here, ek knoop my siel vandag voor U oop. Ek knoop my siel voor U oop, dat U kan inkyk en deurkyk en my lewe dan ook voor U dan ook laat heilig. Dit beteken dat die Here wil vandag vir ons sê, groei in heiligmaking, en dat daar 'n positiewe verandering en groei in jou geestelike lewe dan ook sal wees. Alles wat ons gesê het tot nou toe, broer en suster, kom neer op hierdie skrifgedeelte en op ons tekswoorde. Alles kom neer op een woord: genesing. Genesing. Gesond maak, genesing. En daarom is die teksvers baie hard en duidelik: deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Deur sy wonde is jy genees in die nuwe lewe. En daarom bid ek die Heilige Gees dat hy hierdie woord van die Here vandag in jou hart sal inskryf. En as jy die nagmaal gebruik, vir die Here ook sal sê, deur U wonde het daar vir my, dankie Here, genesing gekom. En as ons gaan terugkyk in die skrifgedeelte wat ons saam gelees het, wat beteken hierdie genesing? Dan verduidelik die skrifgedeelte dit vir ons. Jesus het ons lyding op hom geneem. Jesus het ons siektes kom dra.
Jesus het ons oortredinge op hom geneem en daarvoor is hy deurboor. Jesus het ons sondes dan ook verbrysel aan die kruis, weggevat. Die straf wat vir ons, op ons moes neerkom, het op hom neergekom, sodat ons vrede kan hê. Vrede in die Here. Dit is hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. Gaan lees dit weer in ons teksgedeeltes. Ja, dan het ons erken saam met ons gedeelte wat ons gelees het. Here, ja, ek het gedwaal soos skape. Ergens het ek gedwaal en het ek weggedwaal. Maar Here, baie dankie dat U my bymekaar gemaak het. Dat U my deel gemaak het van U kudde. Johannes 10 wat sê, Here, baie dankie dat ek deel is van U kudde. En baie dankie, Here, dat U my by die naam roep en dat U die goeie herder is wat vir ons bymekaar hou as deel van U kudde. Daarom sê die Here ook in 'n gelykenis, as een skaap wegdwaal, los hy 99 en hy gaan soek een wat verlore is, want daai een wat verlore is, moet terugkom na die kudde toe. So alles gaan vandag by die nagmaal in ons herdenking van die kruisdood en ons vooruitkyk na die wederkoms, gaan oor genesing. Dit alles het Jesus aan die kruis vir ons gedoen. En die Here wil ons genees, saamgevat, na liggaam, siel en gees. Die Here wil jou en my genees na liggaam, siel en gees. Deur sy wonde wil die Here ons volkome genees. Kom ons maak dit baie prakties vandag, waar ons nou al 'n pad deur die lewe geloop het en gekom het tot hier toe. Almal van ons loop op 'n manier met ons lewenswonde. Almal van ons het lewenswonde na liggaam, siel en gees deur die lewe opgetel. Party liggaamswonde is nog sigbaar. Ons dra die littekens daarvan en dit vertel 'n storie. 'n Verhaal van 'n wond wat eers gebloei het. Baie van ons wonde is emosioneel. Baie van ons wonde is ook geestelik. Wonde wat binnekant sit. Wonde wat al miskien 'n roof gekry het en wat genees is, maar wat ons nog herinner aan ons emosionele wond en ons seer kry en ook ons geestelike wonde wat ons in ons lewe gedra het. As baie van ons wat vandag hier sit, wie se wonde nog rou is, wie se wonde seer is weens bepaalde lewensomstandighede, as baie van ons wat hier sit, wie se wonde nog bloei, wat vandag na die Here toe kom en sê, deur U wonde het daar vir ons genesing gekom. Die Here wil vir ons genesing gee vir ons liggaamlike, emosionele en geestelike wonde wat ons deur die lewe dra, sodat ons genesing kan kry. In my voorbereiding het ek teruggedink aan daai pragtige verhale en episodes van wat op televisie was van Nêrens Noord-Kaap. Miskien het julle dit gekyk. Dit is vir my 'n treffende verhaal en 'n treffende storie om iets uit te beeld van die praktyk van die lewe van seer kry. Mense wat seer kry, mense wat bloei. En ergens hier in die voorlaaste episode het die dame of die vrou wat hulle grootgemaak het, daai gesin en die kinders, omdat hulle ma oorlede is, haar naam is Maggie, sit hulle daar om die tafel in die voorlaaste episode met hulle rou seer, met hulle lewe van swaar kry, liggaamlike, emosionele en geestelike wonde wat hulle dra. En Maggie kyk hulle so en sy, na 'n oomblik van stilte sê sy, julle moet nou leer om mooi te loop, want ons pleisters vir al die seer is nou op. Julle moet leer om mooi te loop, want die pleisters het opgeraak vir die seer. Baie van ons se pleisters het opgeraak. Daar's nie meer pleisters vir die seer nie. En dan kom die Here vandag en hy nooi jou en my uit en hy sê, deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Daarom, die kosbare bloed van die Here het aan die kruis gevloei om jou te beskerm teen die seer en die seer te genees. En daarom het hy vir jou saam met die oorwinning dan ook die oorwinningskleed gegee. Die bloed van die Here wat jou beskerm, maar dan ook
die wit oorwinningskleed. Deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Dan dink ons baie keer aan die ongelowige Thomas. Thomas wat vir die opgestane Here gesê het, Here, ek glo nie, ek twyfel. Die Here het vir hom gesê, kom na my toe, steek jou hande deur die gate in my hande, steek jou vinger daardeur, steek jou hand in my sy, waar die spies ingesteek het, en my liggaam gebreek is. En Thomas het dit gedoen, en die Here sê vir hom, hou op twyfel, en glo. En daai wonde het die opgestane Here gedra, as 'n teken om te kan sê vandag, in die gees, steek jou vinger deur die wondmerke van die Here in sy hand. Steek vandag jou hand in die sy van die Here, en twyfel nie meer nie, maar glo. En daarom, geliefdes, dit is die diepste betekenis van die nagmaal vandag, om te kan sê, deur sy wonde, het daar vir jou genesing gekom. En dan as ons sê, Here, baie dankie dat ons na die kruis kan kyk, waar die wonde vir ons genesing bring, maar baie dankie dat ons ook vooruit kan kyk na die wederkoms, daar waar U sê, die finale genesing sal wees, waar alle pyn, lyding en wonde na liggaam, siel en gees genees sal wees, vir tyd en vir ewigheid. Maar intussen tyd het ons die nagmaal, waar die Here vandag weer vir jou sê, deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Vandag, soos ons sê, kom staan jy voor die kruis van die Here, met jou hele lewe, liggaam, siel en gees, en jy kom sê, Here, ek kom offer vandag my wonde voor U. Ek kom staan vandag hier voor U, Here, en ek wil iets los by die kruis. Iets wat vir my belangrik is om daar te los. Soos wat die formulier sê, miskien 'n stuk sonde. Miskien 'n stuk van my ou natuur waarin ek nog vashou. Maar Here, ek kom staan ook vandag voor U, en ek kom offer ook my liggaamspyn. Erns my liggaamspyn. Maar Here, ook my emosionele seer, van watter aard ook al, jy weet wat jou emosionele seer is. Maar Here, ook my geestelike seer. My geestelike seer, waarin ek ergens seer gekry het, soos 'n verdwaalde skaap, weg van die kudde om teruggebring te word. Ja, Here, maar ek kom offer ook vandag, my lof en my danksegging, my haleluja liedere en my danksegging vir die oorvloedige genade wat U vir my gee. Dis nie net al die seer en die pyn nie, maar dis ook die dankbaarheid, en dit sê die formulier ook vir ons, dat die nagmaalviering is ook 'n viering in dankbaarheid, om te kan sê, Here, aan U kom die lof, die dank, die eer en die aanbidding toe, want U is dit werd. Wat 'n offer los jy vandag by die kruis van die Here? Want by die gebruik van die nagmaal sê jy, Here, hier is dit. Ek gee dit vir U. Want Jesus Christus het sy hele lewe vir ons geoffer. Die offerlam van God, wat die gebroke, stikkende wêreld kom heel maak het, en jou en my lewe kom heel maak het, en kom nuut maak het. Daarom wil die Here jou genees, jou nuut maak, jou herstel, sodat jy met geloofskrag en moed kan aangaan op jou lewenspad, waarop die Here jou geroep het. Mag die Here die gebruik van die nagmaal vandag in ons lewe seën en heilig, om te kan weet, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Amen. Dankie Marie. Ons het vir Marie gevra om net vir ons, voordat ons oorgaan na die bediening van die nagmaal, net 'n lied te sing. Dit is wel met my siel. Daar is die woorde as julle dit wil volg. En baie dankie Marie, baie dankie oom Hendrie. Oh,
Baie dankie Marie, dankie om Hendrie. Die nagmaalsformulier, ons het die eerste deel gelees van die instelling en ook ons nadenke oor ons lewe. Daarom deel ek net die twee gedagtes van die kruisiging. Ons dink terug, ons staan voor die kruis en ons sien ook vooruit die wederkoms. Daarom is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Met die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die eet van die brood en die drink van die wyn, roep die gemeente om die hele lydingsweg van Jesus Christus voor die Gees. Hoe hy sy lewe gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hy die lydingsbeker gedrink het, hoe hy van God verlaat was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat, sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Dis die kruis. En dan ons verkondiging van 'n toekomsverwagting, die wederkoms. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Tog kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy kom. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, sodat geregtigheid daarin kan woon en God alles vir almal kan wees. Met die viering van die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die lam, die wederkoms. En daarom mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Voordat ons dan die nagmaal gaan bedien, kom ons raak stil in gebed en ons bely ons geloof voor die Here. As jy in jou gees voel, jy wil dit hardop saam bely, dan bely ons geloof in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Voordat ons gaan aansit aan die tafel van die nagmaal, kom ons doen die tafelgebed en ons bid saam. Here Jesus Christus, die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van U is. En daarom, Here, baie dankie dat ons nou in die lig en in waarheid dan ook na die tafel van die nagmaal dan ook kan uitkom. Om te kan sê, Here, dankie dat U saam met ons aan die tafel sit in gees. En dankie, Here, dat ons die wyn en die brood uit U hand ontvang, soos wat U disippels dit uit U hand ontvang het. En Here, soos wat ons dit eet en drink, Here, laat dit deel word van ons geestelike lewe, dat ons ook geestelik kan beleef, deur U wonde, het daar vir ons genesing gekom. Seën die heilige nagmaal aan ons elkeen se lewe met 'n dankbare hart. Amen. Ons gaan nou oor tot die bediening van die nagmaal. Hulle gaan net vir ons die tafel gereed maak en terwyl hulle die tafel gereed maak, ek sal nou verduidelik van net die wyn en die druiwesap.
Die hele boodskap gaan daaroor dat dit jou persoonlike oomblik met die Here is. As jy die brood kry en die kelkie kry, gebruik dit in jou gesprek met die Here. Met 'n dankbare hart, die neerlê van alles voor die Here, met al jou wonde en jou seer, om op vir die Here te kan sê, dis jou moment ook met hom. So ons gaan nie almal saam gebruik nie, as jy dit ontvang, is dit jou heilige oomblik met die heilige nagmaal. As man en vrou of kinders nog nie saam is, julle wil dit saam deel dit vir mekaar uit, dan is dit 'n verbonds heilige nagmaal saam met jou man, jou vrou of jou kinders. So maak dit vir jou baie persoonlik in jou verhouding en in jou gesprek met die Here. En daarom kan ons die nagmaal instel en sê, die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem hierdie brood, eet daarvan, en weet dat die Here sy liggaam gebreek is, tot 'n volkome versoening vir al jou sondes, en dan ook vir 'n genesing van jou wonde. Die beker van danksegging, dit is die gemeenskap in die bloed van Jesus Christus. Neem die beker en drink daaruit, en weet dat Jesus Christus se bloed gevloei het, tot 'n volkome versoening vir jou hele lewe, en om jou wonde dan ook te genees. Mag die Here dit aan jou lewe en aan jou hart heilig, en mag hy dit seën, omdat hy die heilige offer is van God, en jou lewe wil heilig, reinig en wil seën, deur die gebruik van die nagmaal. En kom hierdie gaan vir ons 'n bietjie agtergrondmusiek speel, en mag dit 'n biddende, heilige oomblik saam met die Here wees. Kom ons deel ons dankgebed. Here, baie dankie dat u bloed gevloei het en dat u liggaam gebreek is aan die kruis en dat u saam met die disippels, maar ook tydloos vandag saam met ons die heilige nagmaal gevier het. Baie dankie, Here, vir dit wat die heilige nagmaal vandag vir ons beteken, vir elkeen van ons. Want Heilige Gees, jy ken elkeen se hart, elkeen se lewe. En daarom wil ons bid dat u vir ons op die pad vorentoe elke dag maar net die lewende brood en die lewende water sal wees. En dat ons dit sal sê, heilig, heilig, heilig is die Here, God Almagtig. Dankie vir 'n heilige tafelgemeenskap
wat ons met U en met mekaar kon deel. In die naam van Jesus Christus, die Lam van God. Amen. Dis nou geleentheid vir offergawes en dan die plastiese bakke kan julle die kelkies insit en julle offergawes in die mandjie. Kom ons sluit af, ons kan ook net so bly sit. Vir die Here dankie te sê, ek wat vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Vers 1 en 3, en ontvang die seën van die Here, gaan dan in sy vrede, en ons geniet die saamkuier na die tyd ook. Vergifnis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na U verlang het, U het die guns my aangebied. Ek lof en prys U ek loof en prys U heerlikheid, en roem U groot barmhartigheid, en roem U groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhulp genade van my, maar hou my steeds in U beskerming, by U sal ek vir altyd bly. Ek lof en prys U heerlikheid, ek lof en prys U heerlikheid, en roem U groot barmhartigheid, en roem U groot barmhartigheid. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die kragvolle inwoning van die Heilige Gees met jou wees en bly, en mag jou wonde genees wees deur Jesus Christus, ons Here. Amen.